Hartlike goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom vanmôre by ons oggendoordenkings van Uit die Woord digitaal. Ons is met 'n baie interessante tema besig wat handel oor aan die voete van Jesus. En dit is waar kinders van die Here moet wees om na Jesus te luister en om nie so besig te wees met die wêreld en al die bekommernisse daarvan nie, maar om ons fokus in te stel op Jesus terwyl ons sit by sy voete om na hom te luister. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Kom ons bid eers saam vanmôre voordat ons uit die woord van die Here lees. Vader, baie dankie dat ons vanmôre in hierdie nuwe dag in U naam kan begin. Ons prys U en loof U as ons God en Koning en Here. Dankie dat U in U grootheid en liefde omgee vir ons en dat ons na U woorde kan luister, wat U deur U woord aan ons kom bekend maak. Dankie dat U ons liefhet en ons seën en in ons harte werk. Open ook vandag ons harte vir U woord en help ons om gehoorsaam aan U te lewe. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, kom ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here uit Matteus hoofstuk 10 en daarvan lees ons net vers 1. Jesus het sy 12 disippels nader geroep en hulle mag gegee om onrein geeste uit te dryf en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. Dit is so belangrik dat kinders van die Here moet stil word aan die voete van ons Heiland Jesus Christus. Wanneer ek en jy stil word aan die voete van Jesus, dan leer hy ons en hy rus ons toe, maar hy bekragtig ons ook. En dit sien ons in ons teks van vanmôre. Jesus roep sy disippels nader na hom toe. Hulle moet in sy teenwoordigheid wees om te kom luister na dit wat hy vir hulle wil sê. En in ons teks van vanmôre sien ons dan ook hoe die Here Jesus Christus mag gegee het aan sy 12 disippels om wonderwerke te gaan doen. Hulle moes in sy teenwoordigheid wees om daardie mag te kan ontvang. Ja, inderdaad wil die Here sy kinders bekragtig en hy wil hulle uitstuur in hierdie wêreld om van hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Jesus het sy 12 disippels mag gegee sodat hulle bose geeste kon uitdrywe en hy het hulle ook mag gegee om elke soort siekte en kwaal te kon genees. Maar die groot geheim is dat die disippels moes naderkom na Jesus toe. Hulle moes in sy teenwoordigheid wees. Hulle moes stil word aan sy voete sodat hy hierdie mag aan hulle kon oordra. Nou in hierdie baie besige wêreld waarin ek en jy elke dag lewe, sal ek en jy moet tyd maak om in die teenwoordigheid van ons Here Jesus te wees. Ons moet stil word aan sy voete om deur hom toegerus te word vanuit sy woord, na sy woorde te luister, maar dat hy ook sy mag aan ons kan kom gee om ons te bemagtig om vir hom in hierdie wêreld te werk en in sy koninkryk te werk. Ek en jy maak so dikwels verskonings waarom ons nie meer tyd saam met die Here spandeer nie. So dikwels skeep ons die Here af in ons lewens en kom hy maar laaste op ons prioriteitslysie. So moet dit nie wees nie. Maar ek en jy moet tyd saam met hom spandeer en aan sy voete gaan sit, sodat hy mag aan ons kan gee om van hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Ja, die Here Jesus wil deur ons werk om in hierdie wêreld mense na hom toe te lei en van hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Ons moet die lig van Jesus in hierdie wêreld indra, in 'n donker wêreld wat dit so nodig het. En ons moet mense na Jesus toe lei. En hy gee ons die mag om dit te kan doen. En daarom wil ek jou vandag uitnooi, liewe vriende, kom na Jesus toe.
word stil aan sy voete, dat hy sy mag aan jou kan oordra, en dat jy as 'n gestuurde van Jesus in hierdie wêreld mense na hom toe kan lei en van hierdie wêreld 'n beter plek kan maak. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie boodskap van vandag. Dankie dat U in ons harte en in ons lewens werk en U mag aan ons wil kom gee. Help ons, Here, om nie so besig te wees met die wêreld dat ons nie tyd saam met Jesus spandeer nie. Werk in ons harte deur die Heilige Gees om ook wonderwerke in hierdie wêreld te kan verrig, sodat U naam groot gemaak kan word en U koninkryk uitgebrei kan word. Seën ook vir ons hierdie mooi dag, Here, vul ons harte met U vrede en maak ons gehoorsaam aan U roepstem, sodat ons elke dag kan lewe tot U eer. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie, tot môreoggend.